Hemelse Vader, dankie dat ons kan gee. Here, dankie dat ons by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons ook so mekaar kan ondersteun. Here, dat ons die aksies van hierdie gemeente ook finansiëel kan ondersteun. En weet, Here, dat U hierdie fondse kan gebruik tot eer en tot uitbreiding van U koninkryk. Here, ons bid dat U elke blymoedige gewer sal seën, en Here, dat U ook sal aanskaf en aangee, Here, dit wat U vir ons ook in gedagte het. Here, ons bid dan ook nou vir die woord, ons bid dat U die woord in ons harte sal seën, en Here, dat U hierdie woord ook in elke een se hart sal bring, en Here, dat hierdie woord sal leef, wanneer ons ook dan hier uitstap. Daarom, Here, bid ek dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees, Here, voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. U kan die woord van die Here oopmaak by Romeine hoofstuk 12. Romeine hoofstuk 12, ons gaan vanaf vers 9 saam lees. Laat die liefde ongeveinsd wees. Verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgang in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. As dit moontlik is, sover as dit wat van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons bid net weer. Hemelvader, dankie dat ons U woord kan lees. Here, dankie dat ons so 'n gedagte het, Here, waarin ons prakties dit in ons lewe kan uitleef. En Here, daarom bid ons dat U hierdie woord in ons harte sal seën, en Here, dat hierdie woord in ons harte sal leef, en dat U dit self lewendig maak. Dankie, Vader, dat ons U kan vertrou vir die woord, en daarom bid ons, Here, dat U ons sal afskakel van alles wat rondom ons gebeur het. En Here, dat ons nou totaal en al gefokus sal wees op U. Amen. Na aanleiding van hierdie gedeelte wil ek graag met u praat oor die gedagte, die optrede of die Christen se optrede teenoor sy medegelowiges. Nou, vanoggend se boodskap en vanaand se boodskap kom uit hierdie selfde gedeelte, en vanoggend dan die positiewe kant, die Christen se optrede teenoor sy medegelowiges. Sien, die inleidende vers van hoofstuk 12 is 'n algemene oproep tot 'n Godgewyde lewe. En dit lei dan in 'n praktiese deel van hierdie hoofstuk wat dan deur hierdie ernstige oproep ingelei word. En Paulus maak dit dan ook duidelik aan wie hierdie gedeelte en hierdie brief geskryf is, aan wie hierdie oproep gemaak is, met die woord broeders.
Daardie woord broeders is algemeen gebruik in die konteks van Paulus se briewe, wanneer hy praat met medegelowiges, met mense wat kinders van God is. En natuurlik verwys dit dan na ons, na medegelowiges. En die basis van hierdie oproep word gemaak en word gelê deur die woorde, die ontferming van God. Deur die ontferming van God. En op grond hiervan bou Paulus dan nou sy hele oproep, dit wat hy wil verkondig, dit wat hy wil praat oor, dat dit deur die ontferming van God is. En dat die mens dan verskuldig is deur die ontferming van God om te doen dit wat hulle in hulle nuwe lewe het, dit wat God vir hulle gegee het, om dan hulle self as 'n lewendige en 'n heilige offer te stel. En sê hy dan verder dat alle uiterlike Christelike pligte eintlik niks seggend sal wees as dit nie op grond van daardie woorde is nie. Op grond van die ontferming van God, op grond van dat die mens hom aan God as 'n offer gee. Met ander woorde, ons godsdienstige lewe sal niks beteken of sal nie sin maak as daar nie 'n uiterlike lewe plaasvind nie, as daar nie 'n uiterlike verandering teenoor mekaar plaasvind nie. Wat sal dit help as jy 'n nuwe lewe het, as jy al hierdie gawes van God wat hy vir jou gee, as hy jou nuut gemaak het, as hy jou 'n nuwe hart gegee het, en daar is nie uiterlike verandering nie. So is daar dan ook hierdie oproep wat gemaak is teenoor mekaar, om teenoor mekaar op te tree. Daar is optredes teenoor mekaar, en elke een van ons wat getuig dat ons kinders van God is, dat ons wedergebore is, dat ons Jesus Christus aanvaar het as verlosser en saligmaker, en deur hom is ons toegevoeg in 'n familie, is ons deel van hierdie geestelike Christelike familie, en tog is daar in 'n familie hierdie optredes teenoor mekaar. Is daar 'n sekere mate van hoe ons in 'n familie teenoor mekaar sal funksioneer en optree, sodat hierdie familie dan kan floreer en voortbeweeg. Soos reeds genoem, is elke kind van God 'n deel van hierdie universele familie, saamgevoeg deur Jesus Christus. En ja, dit is so. Soos wat daar in 'n familie verskillende persone is, verskillende persoonlikhede, verskillende karakters, so is dit ook in elke een van ons. Ons verskil, elke een van mekaar. Maar tog kan ons in 'n mate hierdie goeie optredes teenoor mekaar handhaaf. Ons hoor dikwels die term, jy kry 'n koue gemeente en jy kry 'n warm gemeente. En albei hierdie gemeentes, koud of warm, word bepaal deur die optrede van die lidmate. Koud natuurlik, dat daar geensins 'n verhouding is nie, dat daar geen liefde is tussen mekaar nie, daar is nie eensgesindheid nie, daar is nie verhouding tussen mekaar nie. En dan ook warm, waar daar liefde is, waar daar hierdie optrede is, waar daar kameraadskap is, daar is 'n band tussen mekaar. Vriende, vandag se boodskap is juis dit, dat ons deel is van hierdie groot familie in Christus Jesus,
dat ons onder mekaar kan optree, dat ons mekaar kan bystaan. Ja, maak nie saak van waar af ons kom nie, maak nie saak wat ons verskille is nie, maar dat ons kan funksioneer as 'n goeie, gesonde familie. Martin Luther King het gesê, ons mag almal in verskillende skepe gearriveer het, maar nou is ons in dieselfde bootjie. Nou is ons hier vir dieselfde doel, vir dieselfde rede, om God se naam groot te maak, deel as 'n familie. En daarom is my gebed vir hierdie boodskap, dat u juis deur hierdie boodskap sal sien, dat ons moet ontwikkel, dat ons in 'n eenheid moet saamleef as familie, dat ons mekaar moet ondersteun, dat ons waarlik die ware vorm van familie sal uitleef saam met mekaar, en dat ons 'n warm familie sal wees. Ons gaan kyk na 5 gedagtes wat Paulus vir ons uitgehaal het in hierdie gedeelte, hoe ons as familie kan saamleef, hoe ons optredes kan wees teenoor mekaar as kinders van die Here. Eerstens, bewys ons as kinders van die Here teenoor mekaar liefde. Romeine 12 vers 9 en 10. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Liefde is altyd die basis van die lewe van 'n kind van God. Laat die liefde dan nie 'n masker wees nie. Laat die liefde nie iets wees wat jy voor jou gesig hou vir iemand anders, en dan wanneer hy sy rug op jou draai, dat daar dalk haat of ander gevoelens sal wees nie, maar dat dit ware die egtheid van liefde sal wees. Die broederlike liefde wat ons hier aantref, is 'n liefde wat gewerk word deur God self in elke een van ons harte. Dit is 'n liefde wat ons in staat stel om goed te doen teenoor mekaar, om mekaar te kan lief hê, om die beste vir mekaar te wil hê. Hierdie liefde wat aan mekaar bewys moet word, hoort tuis te wees by elke kind van God, omdat God ons liefhet, omdat God die mens liefhet, omdat sy liefde in die mens is. Daardeur en daarom kan daar liefde bewys word teenoor mekaar. Dit is 'n liefde wat aan alle mense bewys moet word, maar meer so aan ons as medegelowiges. 1 Johannes 3 vers 18, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. 1 Petrus 1 vers 22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Hierdie liefde moet opreg, moet suiwer wees, sonder enige bybedoelings. So is dit ook die volgende opdrag, wat dan deur liefde gespesifiseer word, hoe hierdie liefde verder dan gedring word teenoor mekaar. As hy praat van verafskuw wat goed is, wat sleg is, en hang die goeie aan, bedoelende Paulus is besig om hierdie gedagte van liefde te verduidelik en om dit tuis te bring by die mens. Eerste stel hy dit in 'n positiewe lig, dat dit wat liefde moet wees, en dan ook 'n negatiewe kant van dit wat dan natuurlik die teenoorgestelde moet wees. Verafskuw wat sleg is. Hy het nou reeds gesê wat positief is, dat dit moet suiwer wees, dat dit opreg moet wees, dat daar nie hierdie masker, dat daar nie hierdie bybedoelings moet wees nie. Dan stel hy die negatiewe kant, verafskuw dit. Met ander woorde, die teenoorgestelde van liefde, haat,
om nors te wees teenoor mekaar, om dan hierdie ongenadiglike houding teenoor mekaar te hê, om mekaar nie te kan verdra nie, om blootweg net lelik te wees met mekaar, om nie liefde te hê vir mekaar nie. Verafskiet dit, gooi dit weg. Maar ons moet die goeie aanhang, soos wat twee objekte teen mekaar vasgeplak word, onafskeidelik van mekaar is, so moet ons die goeie aanhang, so moet ons teen die goeie wees. Hierdie woord wat hy verder ook gebruik, hartlik, word net een keer hier gebruik soos wat dit hier gebruik word, en dit het die betekenis dat soos wat daar 'n verhouding tussen ouers en 'n kind is, daardie liefdesverhouding, daardie ondersteuning, daardie beskerming, daardie liefde wat daar ontstaan tussen 'n ma en haar kind, of tussen 'n pa en sy kind, daardie onafbreeklike liefde wat daar is, dat daar hierdie liefde onder mekaar sal wees, dat daar die liefde in die lewe van die kind van die Here sal wees, verenig onder dieselfde waardes, dieselfde belange, en so deur ook mekaar liefde hê, met dieselfde liefde wat God vir ons gee. 'n sekere persoon het gesê, dit is jou verantwoordelikheid om te leer lief hê soos wat God lief het. Want God is liefde, en dit is tot sy eer. Soos wat Christus ons lief het, so moet ons mekaar ook lief hê. Liefde moet gedoen word. Liefde moet beoefen word. Liefde moet geoefen word. Liefde is nie sommer maar net iets wat, daar is dit nie. Daar bestaan liefde sommer nou maar net nie. Liefde is iets wat daagliks beoefen moet word. Dit is iets wat ontwikkel moet word. Dit is iets wat uitgeleef moet word. En dan is dit nie die liefde soos wat die wêreld dit voorgee en voorskryf nie, maar dit is onbeperkte liefde, ware, egte, goddelike liefde. Dieselfde liefde wat Jesus vir jou het, daar dieselfde liefde vir mekaar. Het ons regtig liefde vir mekaar? Het ons regtig hierdie goddelike liefde vir mekaar? Want hoe is ons veronderstel om God lief te hê as ons mekaar nie eers kan lief hê nie? Hoe is ons veronderstel om God lief te hê as ons mekaar nie kan lief hê nie, as ons mekaar nie kan verdra nie, as ons haat het teenoor mekaar? Sit weg alle haat, sit weg alle kwaadheid vir mekaar, vergewe mekaar. Ons het nou 'n hele reeks gehad van vergifnis. Vergewe mekaar, dien in liefde mekaar. Oordek dit, oordek jou lewe met liefde. Wees navolgers van God. Efesiërs 5 vers 1 tot 2, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God, tot 'n lieflike geur. Bewys liefde teenoor mekaar. Lewe dit uit. 'n tweede gedagte oor die optrede van 'n kind van die Here teenoor sy medegelowiges, is dat hulle bewys 'n ywerige leefstyl. Romeine 12 vers 1, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Wat ook al gedoen word in ons Christelike lewe, is werd om met totale entoesiasme gedoen te word. Galasiërs 6 vers 9 tot 10, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai
as ons nie verslap nie. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Wees passievol, wees ywerig teenoor mekaar. Lewe hierdie passievolle liefde, Die Engelse vertaling gebruik 'n woord vir iemand wat traag is. Slothful is die woord. Slothful. Nou, ek is seker van u weet en u ken hierdie dier. Ons kry 'n dier, 'n sloth noem hulle hom. Dit is 'n dier wat verskriklik stadig loop, stadig beweeg. Dit is 'n dier wat lyk of hy 90% van sy lewe dood is en die ander 10% beweeg hy gou so 'n bietjie. Slothful noem die Engelse vertaling dit. Wees vurig van gees, dien die Here. Ek dink ons almal weet hoe dit voel as ons vir mekaar of as ons vir iemand vra om iets vir ons te doen en die persoon is nie regtig baie lus om dit te doen nie. As pa vra was die karre, ek gaan nou kar was. As ma vra was die skorrelgoed, dan is ek nou nie regtig baie lus nie. As pa vir ma of ma vir pa vra, sit vir my die spieël op of skuif vir my bietjie die banke, dan kan dit baie keer gedoen word asof dit lyk of daar nie regtig bietjie dryfkrag is nie. En as ons dit nou in ons eie lewe moet bring, geestelik, hoe moet God voel as ons hierdie optrede doen? As God ons ietsie vra, of as God ietsie van ons verwag, dis nou weer tyd om kerk toe te gaan. Dis nou weer bid hier. Ek moet seker een of ander tyd bietjie Bybel lees of bietjie bid. Ek is so moeg, ek is nie eintlik nou regtig baie lus daarvoor nie. Is dit die tipe lewenstyl wat wat Jesus sy lewe voorgegee het? Is dit die tipe lewenstyl wat die Here van ons wil vra? Of wil ons hê dat die mens hom moet met entoesiasme aanbid? Met entoesiasme ons hele lewe toewy aan God. Omdat hy bereid was om sy bloed vir ons te gee, om sy lewe vir ons aan 'n kruis te gee, is hy dit nie werd nie? Is hy nie dit werd om ons alles vir hom te wil gee nie? Vriende, ek sê dit nou baie versigtig. Het u al gesien van die ander gelowe? Het u al gesien hoe baie van die ander gelowe, veral die moslems, hulle hele lewe toewy vir dit waaraan hulle glo? Al is dit te vergeefs. Hoe hulle hele lewe inwy, hoe hulle aanbid, al die dinge wat hulle op hulle dra vir hulle godsdiens. Vra ek weer die vraag: is God nie ons passie en ons ywer en ons entoesiasme werd nie? Verdien hy nie ons hele lewe nie om gevolg te word soos wat die disippels en soos wat die apostels hom aanbid het en gevolg het met hulle hele lewe, dat hulle bereid was om hulle hele lewe op die spel te plaas, dat hulle bereid was om te sterf vir dit waarin hulle geglo het. Gebruik elke geleentheid wat ons het. Benut dit. Neem dit om te groei, om te ontwikkel. Neem dit om die naam van die Here groot te maak.
Neem dit om passievol onder mekaar te bedien, om mense na die Here toe te lei. 'n Toegewyde lewe, toegewy aan Christus. Gee jou alles vir die Here. 'n Volgende, verder, 'n optrede onder kinders van die Here is dat hulle natuurlik vir mekaar sal sorg. Romeine 12 vers 13, maak voorsiening in die behoeftes van die heilige, streef na gasvryheid. Die woord wat hier gebruik word in die oorspronklike taal dra hierdie betekenis dat hulle onder mekaar hulle besittings verdeel het of hulle besittings vir mekaar oopgemaak het om dit gemeenskaplik te kan besit, sodat daar nie een is wat dalk tekortkomende het nie. En in die vroegste tye van die kerk het die Christene hulle besittings as gemeenskaplik beskou. Handelinge 2 vers 44, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het dit gedoen omdat hulle die gedagte gehad het en omdat hulle so gelei is en so gevoel het, dat daar nie een minder of meer as die ander ene moet hê nie. Dat as daar een is wat swaar kry, as daar een is wat sukkel, dat hulle gemeenskaplik hulle behoeftes of hulle besittings met mekaar kan deel, sodat hulle mekaar daardeur kan sorg dra. Nou, dit beteken nie dat hulle nou so losgemaak het dat hulle blindeling somme net gegee het en vir mekaar nou gegee het nie, maar dit was hulle idee dat sou iemand iets nodig gehad het, dan was die ander een bereid gewees en gewillig om te help en om sorg te dra. Dit is sodat die kinders van God hierdie gasvry en sorg moet dra aan alle mense, maar weer eens, meer so aan mekaar. Markus 9 vers 41, want elke een wat vir julle in my naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Die Here gee altyd terug. Die Here seën altyd hom wat bereid is om te help, om sy medegelowige deur te dra. En dit is tog die Here wat ons in staat stel om te kan gee. Dit is hy wat vir ons die behoeftes aan ander kan ook gee, om dit raak te kan sien, om te kan sien wanneer my broeder of my suster swaar trek, wanneer daar nood is, dan stel hy my in staat om te kan gee, om te kan help. Ons is tog, soos reeds gesê, 'n familie. En dra 'n familie tog nie mekaar se belange, sorg 'n familie tog nie vir mekaar nie. Ons moenie sorg dra verkeerd verstaan en dink dat ons die hele tyd fisies iets moet gee of 'n fisiese behoefte hoef te voorsien. Maar dit gaan ook om geestelik te voorsien, om vir hom te bid, om vir hom in te staan, om hom by te staan, om seker te maak dat daardie persoon 'n gebedsaak is, om hom op te dra aan die Here. Sorg vir mekaar as familie, as kinders van die Here. Kyk uit vir hom wat nodig het en help mekaar. Die Christene se optrede teenoor mekaar word ook bewys deur hulle emosies. 12 vers 15 sê, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Hierdie optrede spruit dan ook uit van die gedagte dat ons eensgesind moet wees. Daarom dan ook hierdie gemeenskaplike behoefte van om mekaar se gevoelens te dra, die gevoel van blydskap en die gevoel van hartseer. Ons is ook dan met hierdie belangstelling en met hierdie broederskap waaronder ons leef,
met medegelowige, deel ons dan met mekaar wanneer hulle bly is. Wanneer hulle goeie nuus ontvang het, dan is ons bly vir mekaar. Dan is ons opgewonde vir mekaar. 1 Korintiërs 12 vers 26. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. So word blydskap dan ook vermeerder. So word blydskap dan ook vermenigvuldig, wanneer dit onder mekaar gedeel word. As ek bly is, dan is hy bly, en dit veroorsaak dan die hele familie bly is, oor die een lid. Maar daar is ook ween, daar is ook hartseer. Johannes 11 vers 33 tot 36, hoor nou die voorbeeld wat Jesus vir ons gee en stel. Toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Vers 34. En gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het en dan vers 35. Jesus het geween. En die Jode sê, toe kyk hoe lief hy hom gehaat het, omdat die Here saam geween het. Die Here stel vir die kind van God hier die mooi voorbeeld van as die een lid seer het, of as die een lid ween, dan ween die hele lid. Dan is die hele lid saam hartseer. Van iemand wat meedeel in pyn en in hartseer, van iemand wat meegevoel toon, van iemand wat wil bystaan. Die betekenis of die doel van dan om juis so saam te wees as familie, is juis om te deel in blydskap en in hartseer. Het jy al agtergekom, wanneer daar stryd in u lewe is, wanneer daar hartseer in u lewe is, en iemand kom ween saam met jou, en iemand kom sit saam met jou en huil en ondersteun jou, dan voel dit sommer dadelik of daardie ween of daardie hartseer ligter is. Want jy dra dit nie meer alleen nie. Daar is iemand wat saam met jou gemeenskaplik jou hartseer dra. Om te sien dat daar iemand anders is wat deel in jou seer. Wat jou belange op sy hart dra. Wat bereid is om saam met jou 'n pad te stap. Hoe erg sou dit nie moes wees as elke een van ons maar op onsself, op ons eie, al ons laste, al ons hartseer moes dra nie. As daar geen ondersteuningsnetwerk was nie, as daar geen belange van die ander persoon na jou toe was nie, as daar geen emosionele meegevoel sou wees nie, ek dink, dit sou verskriklik wees. Dit sou swaar wees om alleen te moet dra. Ons is tog 'n familie. En 'n familie is daar vir mekaar. 'n Familie ondersteun mekaar. 'n Familie gaan deur die goeie tye saam met jou, maar ook deur die slegte tye. As die familie hoor van die goeie nuus, dan deel hulle saam met jou, dan ondersteun hulle jou, dan is hulle bly saam met jou. Lukas 1 vers 58, en toe haar bure en bloedverwante hoor dat die Here sy barmhartigheid aan haar groot gemaak het, was hulle saam met haar bly. Omdat ons die beste vir mekaar wil hê. Omdat ons as familie saam verenig is en saam bly wil wees, maar ook deur swaar tye. Hebreërs 13 vers 3, dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Veral daar die eerste gedeelte, dink aan die gevangenes asof julle gevangenes is. Dink aan asof dit jou eie hartseer is wat jy dra, om daardeur te ondersteun. Daar is mense wat omgee, wat bereid is
om saam met jou die pad te stap. Deel in die familie van Christus. 'n Laaste gedagte is dat die kinders van die Here, hulle optrede teenoor mekaar, is dat hulle saam, eendragtig saam staan. Romeine 12 vers 16, wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eiewys wees nie. Vanuit die oorspronklike Griekstaal, dan gee hierdie woord eensgesind die betekenis van die lede van die gemeente van medegelowiges, wat dan dieselfde denkpatrone het, dieselfde visie het, wat dieselfde dink, wat dieselfde gedagtes vir mekaar wil hê. En dit is wat jy vir jouself, dit wat jy vir jouself wil hê, wil jy ook hê vir die ander persoon. Dit wat jy self soek, soek jy ook vir die ander een. Moenie verdeeld wees in belange nie. Moenie jou eie eer najaag nie. Moenie jou eie doeleindes wil bereik in die gemeente nie. So, waarin moet die kind van die Here dan sy optrede wees? Waarin moet hy eensgesind wees saam met die ander kinders van die Here? Wel, dit wat ons nou reeds behandel het, en ook om die wil van God te soek, om in die wil van God te wees. Filippense 2 vers 2, maak dan my blydskap volkome deur om eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Soos wat dit dan hier ook staan, een van siel, gaan dit oor die geloof, om dieselfde geloof te hê in Christus Jesus. Dan om een van sin, dit beteken om dieselfde te dink, om dieselfde gedagtes te hê, om sodoende krag te bewys, deur eensgesind, deur die optredes van die kinders van die Here om saam te staan. Dieselfde siel, selfde sin. Die vraag is, hoe kan enige gemeente, of hoe kan enige organisasie of familie funksioneer, as daar nie eenheid is nie? Die een soek sagter stoele, die een soek beter klank, die een soek dalk 'n beter dominee, die ander een soek iets anders. Maar om eensgesind te wees, soek 'n lewe wat dieper in Christus wil wees. Daar's ons missie, daar's ons visie. Wees eendragtig, wees eensgesind daarin. Fokus daarop vir die lewe wat God vir jou wil hê, vir mekaar wil hê. Die Here wil tog nie net hê dat jy, of dat jy dit moet doen, of in hom dieper moet gaan nie, maar hy wil hê dat ons almal saam Christus moet verheerlik, 'n dieper lewe in hom moet hê. Wees eendragtig, wees 'n eenheid. Dat ons siele vir die Here wil wen, dat ons mense wil bereik, dat ons bereid is om te groei, en dat ons saam mekaar elke dag nader en nader aan die Here wil beweeg. Laat ons optrede dit wees. Vriende, as ons waarlik eensgesind is in 'n gemeente, sal daar nooit probleme in 'n gemeente wees nie. Om eensgesind te wees, dien die Here. Ek sluit af. Die kinders van God, elke een van ons, behoort aan hierdie groot, universele familie van Christus, waar hy die hoof is, waar hy ons saam toegevoeg het, om as kinders van die Here 'n familie te vorm, om saam te leef. En soos wat God dit van sy kinders verwag, om saam as familie te funksioneer, om in 'n ware broederlike liefde te leef en te wandel onder mekaar, egte, suiwer liefde, om op te tree onder mekaar met dieselfde liefde wat Christus vir ons gehad het,
om met daardie selfde liefde mekaar lief te hê in hierdie familie. Om so ook 'n lewe van toewyding, van ywer, van passie, van entoesiasme te lewe, om ons alles in die stryd te werp, om Christus se naam groot te maak. Om ons alles te gee vir hom. Ons het net hierdie lewe om dit te doen. Ons het net hierdie lewe om ons alles vir hom te gee. Om sodoende ons passie en ons ywer vir dit wat hy vir ons gedoen het, aan hom te bewys en ook so aan mekaar. Om as familie vir mekaar sorg te dra. Om mekaar te ondersteun, om te help, om deur te dra. As die een iets tekort kom, as die een iets nodig het, as daar swaar is in die familie, om te help, om by te staan, om 'n helpende hand vir mekaar te gee. 'n Familie sorg vir mekaar. Maar ook om vir mekaar daar te wees in tye van blydskap, in tye van goeie nuus, om mekaar op te beer, om mekaar te motiveer, om saam met mekaar bly te wees, maar ook so in tye van nood, in tye van swaar kry, in tye van hartseer, om mekaar te ondersteun, om mekaar se laste te dra, om mekaar se hartseer in hulle hart te dra, om eensgesind te wees onder mekaar. Ons is hier vir dieselfde doel, ons is hier vir dieselfde taak, om Christus se naam groot te maak, om God te aanbid, om iets vir hom te beteken in hierdie lewe. Doen dit passievol, doen dit met ywer, wees eensgesind. Staan saam vir die evangelie, staan saam as 'n familie vir Christus. Daar is niks sterker as wanneer 'n familie saam eendragtig staan. Mag die Here ons help om sodoende ons optrede teenoor mekaar te bewys, ons optrede teenoor medegelowiges te bewys in liefde, in eensgesindheid en om sorg te dra en die res wat daarmee saamgaan. Mag die Here u help om hierdie optrede teenoor mekaar uit te leef, prakties. Gesê in die begin van die boodskap, hy het 'n opdrag gegee wat prakties in jou lewe kan uitwerk onder kinders van die Here. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U ons saamgevoeg het. Here, ons kom elkeen van verskillende rigtings, verskillende agtergronde. Ons elkeen se persoonlikhede verskil. Maar Here, U het ons saamgevoeg as 'n gemeente, as 'n familie. En ja, Here, vra ons U dat U hierdie familie sal seën, dat U hierdie familie sal op die hande dra. Here, dat U hierdie familie kan funksioneer met 'n liefdevolle, warm hart vir mekaar. Dankie Here dat ons U kan aanbid met die passie en met die ywer vir dit wat U vir ons gegee het en gedoen het. Mag U ons help om ons optredes teenoor mekaar so te bewys in liefde. Amen. Ons kan afsluit met die samesing van die lied wat op die bord verskyn, dan staan ons saam. Sonde te versoen. Hy
eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy Gees die wondergawe, laat hy weder liefde sprei. En die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind. Mag sy seën al meer gestalte in ons doen en late vind. Vanaand kyk ons na die optrede van die kind van die Here teenoor ongelowiges. Kom ons bid saam. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.